is die middelpunt. Die middelpunt, Here, waarvoor ons nooit hoef te skaam nie, Here. Die een wat was, die een wat is, en die een wat kom vanmôre. Die weg, die waarheid en die lewe. Here, vanmôre wil ons sê dankie, Abba Vader, Here, vir die voorreg wat ons het om in die huis te kan sit vanmôre, om te kan bedien word deur u Seun vanmôre, deur u Gees. Here, dankie dat u stil staan by elkeen. Here, in hierdie lied kon ek hoor, Here, hoe die gefluister, Here, van die Satans magte sidder onder die krag van God vanmôre. Here, ek kon hoor hoe hulle val vanmôre. Here, in die naam van Jesus mag elke ketting wat vanmôre gebind is breek in Jesus naam. Dankie, Here, dat ons vanmôre weet daar's oorwinning deur die bloed van die lam vanmôre. Daar's oorwinning deur die naam van Jesus Christus. En ons staan vanmôre op die rots wat u is vanmôre, Here. Dankie, Here, dat u in vooruitgaan om ons te ontmoet, Here. En dankie, Vader, dat ons kan vergeet wat van agter is, Here, maar fokus op wat voor is, Here. Want wat agter is bepaal ons nie, Here, maar wat voor is, wat voor ons lê. Ons trek daarna uit, Here. Ons wag, Vader, ons wag, Koning Jesus. Ons loop die pad saam met u vanmôre. Dankie, Here, vir elke sondaar wat tot bekering kom vandag. Dit hoef nie net in hierdie gemeente te wees, Here, maar in elke gemeente vanmôre. Dankie vir u wonderbaarlike krag wat vanmôre vloei in u kinders, Here. Dis my gebed vanmôre, Abba Vader, Koning Jesus, dat ons vanmôre, Here, sal hoor wat u woord is. Here, dat ons vanmôre sal besef daar's een manier en nie 'n ander nie. So dankie, Here, dat ek vanmôre, Here, geestelike getrouheid in hierdie gemeente inspreek vanmôre, Here, om te kan hoor wat vanmôre gesê word, Here. Ek vra ook, Here, spits hulle ore af vanmôre vir die vyand se woorde, Here, maar laat hulle fokus vanmôre wat op u, dat u woord uitkom vanmôre, Here. Dankie vir gehoorsaamheid in Jesus naam. Ons vra dit in u naam alleen. Amen en amen. Halleluja. Prys die Here. Halleluja. Ons kan sit plek en neem. Blaai so lank saam met my na 2 Korintiërs 13 vers 5 tot 9 vanmôre. 2 Korintiërs 13 vers 5 tot 9. Ek wil vanmôre in die woord inklim. Ek gaan nie enige stokkies draai soos hulle altyd sal sê nie. Ek wil vanmôre reg tot by die punt kom. 2 Korintiërs 13 vers 5 tot 9 vanmôre. As jy daar is, sê vir my amen. As jy nie daar is nie, sê my einde, ons sal jou kom help. Ons mag met die lag vanmôre gemeente. Die Here is goed vanmôre, amen. Vanmôre wil ek met jou kom gesels oor ontmasker die geloof wat jy het vanmôre. Pastoor, waarvan praat jy? Kom ek gaan dit eenvoudig stel vanmôre. Al die masker af wat jy dink jou geloof is vanmôre. Bly dit nie. Die masker wat ons wil dra vanmôre is nie die geloof wat die Here in sy woord vir ons het vanmôre. Amen. So as jy vanmôre met 'n masker gekom het, hoop ek jy jou masker by die deur gelos, want die Here sê sy geloof is sterker as daai masker as wat word geskei. Amen. Kom ons lees saam vanmôre vers 5 en hy sê stel julleself op proef. Dis Paulus wat hier praat. Hy sê stel jouself op proef en ondersoek julleself of julle in die geloof lewe. Dis 'n vraag wat ons baie keer vyel. Besef julle dan nie self dat Christus Jesus in julle is? Amen. So wanneer jy vanmôre voel jy lewe nie in die geloof nie, besef jy nie dat die Here in jou is nie. Amen. Hy gaan en hy sê so nie het julle die toets nie deurstaan nie. So hy sê julle die toets gevaar. En hy sê in vers 6, ek hoop dat dan julle weet dat ons wel die toets deurstaan het. So hy sê vir julle, Paulus sê vir ons vandag, ek het die toets deurstaan, ek het hom geslaag. Ek weet wat wag aan die ander kant vir my. Halleluja. Maar hy sê as ons besef dat die Here nie in ons is nie, faal ons die toets. Vers 7 gaan hy sê, ons bid God dat julle niks verkeerd doen nie. So wat Paulus eintlik sê is, hy bid dat ons nie 'n fout sal maak. Amen. Dit bid ons die volgende. Nie dat dit as bewys moet dien dat ons die toets deurstaan het nie. Ons wil hê dat julle die goeie moet doen. Amen.
Selfs al sou dit lyk asof ons die toets nie deurstaan nie. So al wat Paulus vanmôre in hierdie skrif sê is, al lyk dit vir ons, die toets is ons het hom gefaal, is dit sy gebed dat ons dit vandag moet deurstaan. Ons moet dit slaag. En dan rond hy hierdie stelling af in vers 8 en 9, hy sê, ons vermag niks teen die waarheid van God nie. So Paulus sê ons vat niks van die waarheid weg. Maar eintlik hoe ons na die waarheid kyk. Maar wel alles vir die waarheid. Vers 9. Ons is dus bly as ons swak is, as julle maar sterk is. Ons bid ook vir julle geestelike volwassenheid. Tot sover die Here seën sy geleesde woord vanmôre. Die masker wat ons dra vanmôre is die geloof waarby ons wil baat vanmôre. Kan ek net dit sê? Die vrug wat jy gaan pluk is van die geloof wat in jou het, is die tipe masker wat jy dra vanmôre. As jy alledaagse masker dra van die neergedruktheid, van mismoedigheid, 'n masker dra van teleurstelling, elke dag van jou lewe, is dit die tipe vrug wat jy gaan pluk in die geloof wat jy vir jouself gevestig het. God se geloof is duidelik, dat wanneer jy in die geloof lewe, kan jy sien dat Jesus in jou is vanmôre. Sy woord is oop vanmôre. Jy sien, die masker wat jy dra, bou nie jou geloof nie, dit breek jou geloof af vanmôre. Want jou geloof is so gevestig, dat wanneer jy die naam van Jesus uitroep, is dit krag wat jy oor 'n situasie spreek. Wanneer jy die naam van Jesus Christus uitroep, is dit profesie wat jy spreek. Maar wanneer jy deur 'n masker spreek vanmôre, spreek jy in ongelowigheid. Ek wil hê jy moet hoor vanmôre, Paulus was reguit. Die mensdom is geneig om te hardloop na 'n masker. En ek wou so graag vanmôre die masker gebring het. Ek het hom vergeet, so bloedrooi masker. Hy lê daar iewers in die huis. Deel van hulle as ons 'n partytjie het, jy weet mos. En ek dink nog ons vanmôre om te vat en te vat ek hom nou nie. Ook maar goed. Maar wanneer die mens is geneig om te hardloop na 'n masker toe. En hoekom is dit so? Die eenvoudige rede, dis die beste uitweg wat mensdom vir hulself kan gee. Die wêreld moet net nie sien waar ek gaan. Die wêreld moet net nie my pyn sien. Die wêreld moet net nie sien ek het 'n fout gemaak. Ek lees 'n stukkie op die internet en hy sê die volgende: soveel mense dra daagliks hulle unieke, selfgesette maskers. Elkeen se masker lyk anders natuurlik. Nie almal het dieselfde masker. Want elke masker is geset om 'n sekere emosie weg te steek. En die maskers is nie net oor ons emosies getrek nie, dit bepaal die hele menswees wie jy is in 'n netjiese masker. So vanmôre is 'n masker 'n coping mechanism. Wat die wêreld vir jou gekies het. Nie jouself. Maar vanmôre wil ek jou kom bemoedig. Daar's 'n stukkie skrif in die Bybel wat die Here gebruik om presies teen 'n masker te spreek. En dis twee sinnetjies. Psalm 139 vers 1 sê: Here, U sien dwars deur my. U ken my. So gemeente vanmôre, wanneer ons as mens daar masker hardloop, kan ons sien dat die Here ons ken vanmôre. Jy sien, vir jou is die masker die beste uitweg, maar vir die Here is die woord vanmôre die uitweg wat ons moet volg. Paulus skryf, hy sê hy weet deur wat ons gaan vanmôre, want hy die toets al klaar geslaag. Jou toets is nie alles as wat Paulus deurgegaan het. Jou toets is klaar geslaag vanmôre, so jou antwoord lê in die woord.
Hoe baie keer raadpleeg jy jou Bybel of hoe baie keer raadpleeg jy jou masker? Gemeente vanmôre toe die Here hierdie woord gee, sê ek, Here, help my. Nou stap ek hier uit en dan steel die mense my buite. Maar die Here kom in liefde vanmôre. Hy wil vanmôre vir ons wys dat hoekom dit belangrik is om ons maskers af te lê en die geloof aan te neem. So vanmôre wil ek met jou deel 3 punte uit die woord uit. 3 punte wat ek glo in ons alledaagse lewe in woord. So ons eerste punt waarna ons gaan kyk is ontmasker die geloof deur te glo wie jy is. Amen. Halleluja. En die eerste ding wat ons moet besef vanmôre is jy is 'n kind van die Here. Amen. 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 Okay, ek dan dis nie daai se ding. Amen. Dit begin alles by jou vanmôre gemeente. Dit begin alles by jou. Hoe jy niemand kan jou geloof vanmôre kom vestig behalwe die Here. So vanmôre begin dit tussen jou en die Koning. Amen. Okay. Wanneer ons die masker afhaal waar agter ons skuil, dan laat ons toe dat die Here ons kom bedien presies hoe ons is. Amen. Ons laat toe dat die Here op ons persoonlike vlak kom werk, daardie vlak wat niemand toegang tot het nie. Amen. Kom aan die kerk, ons baie keer is ons eie vrouens of ons eie mans nie toegang tot daai vlak. Want daai vlak is net tussen jou en jou Koning. Maar wanneer ons vanmôre die masker afhaal en ons lê hom neer, dan kan ons besef dat die Here het nou vrylik toegang om daardie seer, daardie pyn en daardie ding wat ons pla, te ontwortel en 'n boom te kom plant van lewe en water. Amen. Dit beteken dat ons voor die Here ons lewe in 'n vergrootglas plaas. Of onder 'n vergrootglas plaas en hom oopstel vir die Here. Amen. 'n Masker kan jy ook net so vervat. Amen. Dan is jy jou eie. Amen. Maar wanneer ons begin glo in die Here en glo in wie ons is in die Here, dan begin ons verstaan wat 2 Korintiërs 13 vers 5 tot 9 bedoel, wat nommer 5 bedoel, en hy sê, stel julle op die proef en ondersoek julle of julle nie geloof nie. Amen. Gemeente, vanmôre moet ons besef dat wanneer ons glo in wie ons is, wanneer ons glo dat ons kinders van die Here is vanmôre, gaan ons op die proef gestel word. Amen. Jy gaan 'n toets deurgaan. Jy gaan 'n toets deurgaan vanmôre. Maar jou toets gaan nie bepaal wie jy is nie. Amen. Jou toets kan jou nie laat maak hardloop na 'n masker toe nie. Die woord moet vir jou duidelik wees vanmôre. Amen. Hy sê verder, hy sê, besef julle dan nie dat Christus in julle is. Amen. So wanneer jy in jouself begin glo dat jy 'n kind is van die Here, sal jy kan sien dat God in jou is vanmôre. Wanneer jy begin glo deur die geloof vanmôre, sal jy kan glo dat die waarheid wat jou toe vrygemaak het, jou nog steeds sal vrymaak. Want jy glo in wie jy is vanmôre. Amen. Jesus. Kom ons lê die masker op die bank neer vanmôre. Yes, amen. Begin glo in wie ons is vanmôre. Prys die Here. Jy sien, wanneer ons begin glo in wie ons is vanmôre, wanneer ons begin glo ons is kinders van die Here, beteken dit jy gee toegang tot Heilige Gees om jou geloof te opbou. Amen. Dit beteken dat jy alledaags jouself moet toets en ondersoek doen, sodat jy seker maak dat jy nie geloof leef. Amen. Alledaags moet geloof deel word van jou lewe. Jy kan nie eendag gaan sonder geloof nie. Imagine 'n dag sonder geloof. Nee. That's a day when chaos hits. Amen. Maar die Here sê, omdat jy nie geloof gehad het nie, kan jy nie sien wat ek in jou is nie. Omdat ons nie die geloof het nie, sê die Here, kan ons hom nie sien.
Hebreërs 11 vers 1 tot 2. Ons almal ken Hebreërs 11 vers 1 wat sê die geloof is dan 'n vaste vertroue op dinge wat ons hoop. 'n Bewys van dinge wat ons nie sien, maar daar's 'n tweede gedeelte. Want daardeur het die mense van die ou tyd getuienis ontvang. So geloof vanmôre is nie net dinge wat ons nie kan sien nie, dis lewendige getuienisse wat in jou geopenbaar word. Dis 'n lewendige natuur wat in jou geopenbaar word om te sê wanneer jy geloof beoefen, wanneer jy geloof het in jou God, sal die Here vir jou deurkom, want daar's 'n getuienis wat wag om geopenbaar te word. So die tweede deel van die preek is, glo wat God vir jou kan doen. Moenie deur 'n masker bepaal word nie, word bepaal deur die woord van God. Paulus sê hy die toets al klaar geslaag. Jou toets is al klaar geslaag. Neem net 'n bietjie jou autoriteit. Deur gevestigde geloof begin getuienisse vloei vanmôre. Deur vertroue deur die geloof begin getuienisse vloei vanmôre. Laasweek, donderdag, gaan doen ons die inkopies vir die panne, ek en my vrou, en die vriende van ons. Gaan doen ons inkopies. En ek sit met 'n lederlike enkel by. Kyk julle. Daar het ek gevoel ek stry ons op. Maar my enkel is so seer. Ek vat met 20 met net van Checkers se ingang met die arm te skop. Dis beskiklik. En ons gaan in 'n spuit met toe in die bout. En daar in spuiting. En die beskiklik, ons gebruik nagmaal ook toe. En ons het die geloof. Dat my voet sal reg word. En toe ek van daai tafel opstaan en ek loop by daai deur uit, toe loop ek normaal. Deur die geloof was daar 'n getuienis wat vloei. Toe die volgende oggend toe besluit die vyand het op die voet weer betaal sal. Gebruik ons net die nag. Deur die geloof kom jou situasies tot 'n einde. Amen. Halleluja. Positiewe getuienisse. Amen. Ja, halleluja. My tweede punt waaroor ek wil gesels is ontmasker jou geloof deur te vertrou. En ek fokus vanmôre op die skrifgie van 2 Korintiërs 13 vers 7 wat sê ons bid dat julle niks verkeerd doen nie. Dit bid ons, nie dat dit as bewys moet dien dat ons dit toets deurstaan het nie. Ons wil hê julle, die kerk, moet die goeie doen, selfs al sou dit lyk asof ons die toets nie deurstaan het nie. So wat Paulus vanmôre sê is, luister, ek het die toets geslaag, dit lyk dalk nie so nie, maar ek wil hê julle moet die goeie doen vanmôre. Ek wil hê julle moet die waarheid doen vanmôre. Al lyk dit nie so nie, doen dit. Hy sê, want die toets is al klaar gewen. Ek wil oor sê vanmôre, wat ons moet besef, ons toetse is nie nuut nie. Dis klaar oorwin. Wanneer ons hierdie proses gaan om ons geloof net sterker en sterker te vestig in die Here vanmôre, dan kan jy besef dit maak makliker om te vertrou. Kom aan kerk, ook baie keer sukkel ons om te vertrou. Ook baie keer sukkel ons om vertroue te hê in iets. Maar wanneer ons vanmôre deur die geloof sterker en sterker word, is dit maklik om te vertrou. Jy sien Paulus skryf hier
dat hulle die toets weerstaan het, ja, beteken hulle het oorwin. Dit beteken dit wat ons nou met deurgaan, is alreeds 'n pad wat Paulus vir jou moet stap. Paulus is deur hierdie toets, die Here het hierdie toets op Paulus se pad gestuur, sodat hy die uitweg vir jou kon gee. So die pad is alreeds vir jou gestap. Amen. Daarom sê Paulus, hy bid vir ons. Romeine 10 vers 17 sê, die geloof is dus uit die gehoor, en die gehoor is die woord van God. Amen. Wanneer ons dieper in die geloofslewenstyl inbeweeg, dan sien ons dat die mens slegs kan vertrou wanneer die woord geopenbaar word. Wanneer ons dieper in die geloof inbeweeg, kan ons sien dat ons kan beter vertroue hê in ons God, in sy werke, wanneer die geloof begin gevestig word. Al wat het van jou vat is om te glo. Sê saam met glo. Dis 'n 3-letter woord, hy is so klein soos wat 1 met 3 is, maar hy is so sterk, soos wat 'n lewende swaard in jou hand gesit word. Jy kan glo en jou berge kan versit word. Jy kan geloof hê en jy kan die oorwinnaar wees op die moed wees vanmôre. Daarom moet ons begin glo. En Paulus sê vanmôre vir ons, vat die wysheid, vat die verstand en begin glo oor die situasie wat jy spreek. Is jy nog met my vanmôre? Want dit kom alles in die woord van God vanmôre. Jy moet hoor wat die woord sê vanmôre. Wanneer ons in die geloof sterker word, kan ons uitsien na die uitkomste van die situasies. Ons kan uitsien met 'n blymoedige hart dat dit waaraan ons glo, dit waaraan ons vertrou vanmôre werklik so kan wees. Jy sien, wanneer jy begin groei in die geloof, groei jy in die woord wat die Here gee. Wie het al gegaan en die Here gevra, gee vir my net 'n skrif. 'n Skrif vanmôre om my te sê, Here, jy is nog met my. En wanneer die Here eventually daardie skrif gee, glo ons die skrif. Ons het vanmôre moet ons besef dat dit wat ons die Here vra, regtig kan gebeur. Kan almal my hoor? Okay. Ek sien mense kyk en so 'n bietjie. Ek kan sonder die mic op praat, ek het daar verstaan. Groei vanmôre help jou om te groei waar die vyand bestop gesit. Geloof vanmôre help jou om te kan oorwin daar waar die vyand 'n deur toegemaak het. Jy sien, wanneer die vyand vir jou sê jy het nie vertroue nie, kan jy vir sê maar ek het my geloof. Wanneer die vyand vir jou sê jy's niks werd, kan jy sê maar ek het die woord van God wat vir my sê ek is meer werd as wat jy ooit sal wees. Wanneer die vyand vir jou sê vanmôre jy is nie geliefd nie, kan jy sê maar ek het die liefde van die Here in my. Wanneer die vyand vanmôre vir jou sê jou vertroue is soos 'n stuk papier wat jy vertrap, kan jy sê maar my God sê ek is meer as oorwinnaar. Jy kan vanmôre elke woord wat die vyand in jou spreek omdraai om te sê maar ek is die kind van God wat ek moet wees. Jy kan elke woord omdraai en sê Here, ek gaan hierdie woord as 'n positiewe kant vir U, as 'n negatiewe kant teen U. Jy sien, geloof is soos 'n weegschaal. Jy kies waar jy die meeste gewig gaan sit vanmôre en nie die vyand nie. Die keuse lê by jou vanmôre. Geloof is daar om jou op te bou en nie jou af te bou. Halleluja. Voor die Here staan 'n paar spykers raak vanmôre. My derde punt wat ek wil bespreek, wat jy wil gesels vanmôre is ontmasker jou geloof deur te leef. Kind van God, jy kan deur 'n situasie gaan. En dis te sê jy leef vir die Here. Partykeer gaan jy blindelings deur die situasie. Jy sien net dit wat teen jou gebruik word, maar jy sien nie die omgewing waar dit gebruik word. En dis waar hy skrif inkom, waar Paulus sê, al lyk dit nie of ek die toets weerstaan het nie, ek het hom. Partykeer lyk dit vir jou, waar Here, waar het jy my nou gesit?
Maar jy besef die mense om jou, of die plekke, of die terrein waar jy is daar om jou te hou. Amen. So vanmôre is my derde punt wat ek wil gesels oor, ontmasker jou geloof, sal die masker af, sodat jy kan leef vanmôre. Nie een kind van die Here wil vanmôre in 'n suffocated posisie wees. Amen. Jy wil kan asem. Amen. En dis presies hoe die vyand ons tyd, ons menswees kom steel, hy kom suffocate as Ja, amen. om under pressure te kan handel, te kan beweeg. En vanmôre is die skrif van 2 Korintiërs 13 vers 8 tot 9 die volgende, en hy sê, ons vermag niks teen die waarheid van God nie. Amen. Niks, maar wel alles vir die waarheid. Amen. Ons is dus bly as ons swak is, Amen. Amen. as julle maar sterk is. Ons bid ook vir julle geestelike volwassenheid. Amen. Vanmôre moet ons besef dat geloof is deel van 'n waarheid wat geen mens kan omruil. Amen. Hy is deel van 'n waarheid wat geen mens teen jou kan gebruik en wat kan vir jou gebruik. Amen. Om te lewe in die geloof is deel van die waarheid van die woord van God. Om sterk te staan in die waarheid deur die challenges, die tribulations wat ons nog sal face, en nog steeds jou geloof te behou en sterk daaruit te stap, praat van 'n kind wat lewe vir die Here. Amen. Lewe ons nog vir Jesus. Amen. Dis my vraag. Het ons weggeval in die wêreld met die maskers wat ons dra soms, of lewe ons nog vir die Here? Kan ek vir julle sê, dit is maklik om 'n smaal op jou gesig te sit. Amen. Dit is maklik vir 'n pastoor om 'n smaal op sy gesig te sit en sê dit gaan hom hieroor. Moenie jy worry, dit is die beste tyd van my lewe. Dit is net so maklik vir jou as gebore vanmôre om die beste smaal wat jy het, dat $1 million smile op jou gesig te sê, moenie worry oor my nie, kyk nie te weet of iets fout is. Amen. Dit gebeur. En die Here kom waarsku ons vanmôre, dat ons een weg, en is sy weg. Amen. Ek sal eerder by die wêreld my sien, dat daar seer wel is in 'n mens, Amen. as wat ek elke dag net probeer flous en flous. Om te lewe vanmôre, is om te lewe soos wie jy is vanmôre. Die Here het jou gemaak met 'n spesifieke doel. Amen. Jy, elke detail van jou is gemaak met 'n spesifieke doel. Maar jy kry mense wat van nature net baie bly is elke dag smile. En dan kry jy van mense wat van nature is, hulle sal wys as hulle in kwaad is. Jy weet, die pastor is een van hulle. As hy nou ontevrede is, sal hy vir moeilik verstaan as ontevrede, nee. Amen. Kijk, as hy met my, amen, dat is hy. Sien dat die macht as met my vermoed. Maar is juist die punt wat Paulus probeer maak vanmôre. Is dit sodat jy moet leef wat volgens die Here jou geskep het. Amen. 'n Masker kan nie jou lewe bepaal nie. Maar die vooruitsigte van die koninkryk, die uitsiening van dit wat nog gaan gebeur, dit moet jou lewe bepaal. Amen. Jy kan nie aanhou leef en net wonder op die wêreld sien niks wat in my hart aangaan nie, en dan besef jy nie, maar die Here is die een wat moet sien wat in jou hart aangaan. Amen. En dan skrik ons wakker. Wanneer ons die maskers aflê van oor gemeente en die geloof aankleef, dis wanneer ons begin leef. En ek was baie skrikkerig met die woorde bedien vanmôre. En ek was gevoel ek is besig om terrein te beweeg wat jy. Maar weet julle wat die Here het harte voorberei vanmôre om dit te besef. Amen. En er is iemand hier wat ek hoor vanmôre dat die toets wat jy deurgaan heilig. Nie wat kom nie moet verwys nie, heilig. Die Here is heilig. Daardie toets sal jy slaag. Amen. Nie net
omdat Paulus al klaar weerstaan het nie, omdat jy 'n kind van die Here is. Amen. Iemand moet dit hoor. Wanneer ons begin leef, skep dit 'n nuwe begin in Jesus. Saam met Jesus. Die pad wat jy stap vanmôre is nie 'n pad wat jy alleen stap nie, is 'n pad wat die Here vir jou oopgemaak het. Jy sien, wanneer ons begin leef vir die Here, skep dit geestelike volwassenheid. Dit skep 'n lewe wat die Here kom vestig en sodat sy kinders by hom kan wees elke dag van jou lewe. Dit skep 'n geleentheid om nooit op te hou groei nie, maar om aan te hou groei in 'n onophoubare geloofslewenstyl. Romeine 5 vers 1 tot 2 sê, omdat, en dis hoofletter, so ek wil dit uitskree sommer, omdat ons uit die geloof geregverdig is, het ons vrede by God deur ons Here Jesus Christus. En hy sê in vers 2, deur wie ons ook deur die geloof toegang verkry het tot hierdie genade waarin ons staan en ons roem in die hoop op die heerlikheid van God. Dit beteken gemeente, wanneer jy in die geloof uitleef, is die regverdigheid van God op jou lewe, is die genade van God in jou lewe en het jy die vrede om vanmôre elke situasie te gaan, elke dag te oorwin en jy kan daai kant kom doen. Geloof skep vrede in jou gemoed vanmôre. Geloof skep vrede in jou alledaagse manier van hanteer. Geen masker kan jou vrede gee nie, maar geloof kan jou vrede gee. Voluit geloof skep vrede in so 'n manier dat geen masker dit ooit sal kan afbreek. Waarom hardloop ons na maskers toe? Kom aan gemeente, verantwoord jouself die vraag af vanmôre. Wie het vanmôre met 'n masker ingestap? Moenie vir my wys nie, antwoord dit jouself hierdie vraag. En besef vanmôre die krag wat jy nie sien as gevolg van daai masker. Besef vanmôre die vreugde en die vrede wat jy mis as gevolg van daai masker. Laat daai bietjie insit. Jy sien vanmôre die vrede van die geloof kom skep die hoop vanmôre. Dit kom skep 'n nuwe lewe wat 'n oorvloed vir jou bepaal is. Ek kom sê nie vanmôre die woord sê. Dit kom skep vanmôre die lewe van 'n oorwinnaar. Dit kom skep vanmôre die lewe van in God se heerlikheid vir jou. Dit kom skep vanmôre God se regverdigheid in jou lewe. En laastens, die geloof kom skep vanmôre dit waarin ons glo en dis die genade van God self. Daarom lê jou masker af. Ek wil hê jy moet dit hoor vanmôre want ek gaan afsluit nou. Lê jou masker af. En begin bietjie jouself leef. Dit maak nie saak, ek sê af met nie. Dit maak nie saak waar jy vanmôre geplant is nie. As jy vanmôre by die werk geplant is, lê jou masker af en wees jy. God wil jou sien. Nie jou masker. Wees vanmôre die ware persoon wie jy is. Want God het jou nodig. Dit is moeilik. Dit is moeilik om vanmôre myself te wees, maar weet jy wat, dit is maklik. Om vanmôre die Here te vra vir hom. Dit is maklik vanmôre om die Here te vra. Om jou te wys wat is die regte ding om te doen. So ek gaan geleentheid gee, liewe gebed nodig het, meer as welkom voor te kom.
As jy voel jou lewe was die hele tyd beheer deur die masker, jy weet nie vanmôre voor hom kom nie. Of jy kan net jou hande wegsteek, so net waarvoor. Hoe laat jy tyd? Ons moet ons bid. Here vir daardie kind van U wat terughou vanmôre. Wil ek ook sê die Here sien jou. Nou môre vir U sê die Here sien die seer waar jy is. Daardie toets wat jy tans nou deurgaan is nie 'n toets wat jy gaan faal nie, jy gaan hom slaag. Begin net bietjie vashou aan die Here. Kind van God, trek uit jou masker vanmôre. Trek hom af. Trek die geloof aan vanmôre. Here, ek bid vir daardie persoon. Here, by U is niks onmisbaar nie. Dankie Here, ons vanmôre as gemeente ook kan bid, Here, dat Here, deur die geloof is dit soveel makliker Here te oorwin. Vir elkeen wat nog nie 'n hart vir die Here gegee het, Here, dis nou jou geleentheid. Die Here wil graag hê jy moet vanmôre jou hart vir hom gee, so ek gaan geleentheid gee. Jy kan jou oë net so toe of nie rond te kyk nie. As jy nog nie 'n hart vanmôre vir die Here gegee het nie, steek dit met jou hand op, begin jy so, ek sê jou raas. Dankie Jesus. Vader, ons bevestig. Here, ek kom nou en ek spreek lewe in oorvloed op elkeen wat vanmôre hier sit. Here, ek moet spreek vanmôre dat daar guns op guns sal wees vir elkeen wat in U naam glo. Here, ek moet spreek vanmôre dat geen masker hierdie mense se geloof sal kan tuin nie. Here, maar deur die woord van God sal hulle geloof gebou word. Here, ek wil spreek vanmôre seën hulle oor hulle uitgere en die geloof. Sal jy opstaan as 'n warrior vanmôre en jy sal rise en jy sal oorwin in jou situasie. Ek kom sê ook vanmôre dat daai situasie, Koning Jesus, U sê, dit is tydelik, dit is nie permanent nie. So Here, ek kom bid vanmôre dat elke gelowige vanmôre 'n touch van U sal hê saam met hulle waar hulle hier uitstap. Here, dat hulle vernuwe sal uitstap, Here, maar vol krag en energie en lus sal wees vir die ewige. Here, waar U is lewe in oorvloed. Waar U is die woord waarheid. Waar U is vanmôre, Here, is U in beheersing. Here, ons kom vanmôre teen elke opstand van die vyand, Here. Here, breek daai mure af wat gebou is, Here, en ontbou om hulle, Here, 'n salwing van goedheid, 'n salwing van guns vanmôre, Here, in Jesus naam. Kind van God, ek sien jou berge en jou mure val vanmôre. Halleluja. Een baksteen vir baksteen word daai muur afgebreek. En mag God die een wees wat daai salwing moet rus. Jesus. Jesus. Dankie Jesus. Here, ek vra hierdie week wat voor lê, 'n week van oorvloed sal wees. Bid dat hierdie week wat voor lê, Here, 'n week sal wees wat hulle sal onthou as 'n week waar U reg weer gewerk het, Here. Mag hierdie week wat kom, Here, en ek kom vra, Here, 'n antwoord wees op gebed. En dankie dat elke tribulation vanmôre val. Dankie Jesus.